Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om hier saam met u te kan wees in hierdie oggend om ook saam die woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, ons is vanoggend ongelukkig in die posisie waar ons nie 'n oralis het nie, maar gelukkig het die Here vir ons die beste instrument moontlik gegee, ons eie stemme, en daarom sing ons vanoggend sonder die begeleiding, maar hier's daar 'n paar manne wat vir ons mooi kan insit in hierdie oggend. As voorsang gaan ons net so sit, dan sing ons saam Gesang 105. Gesang 105, lei ons Here groot en magtig, U alleen ons hulp en krag. Gesang 105, en ons gaan daarvan sing vers 1, 2 en 3, terwyl ons net so sit. Gesang 105, vers 1 tot 3, terwyl ons net so sit. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed, en na die stilgebed gaan ons as voorbereidingslied saam sing Gesang 6, daarvan vers 1. Gesang 6 vers 1 as voorbereidingslied. Ons gaan dit staande doen, waarna jy staande kan bly vir die fotum en die seën, en na die seën gaan ons saam sing Psalm 146. Psalm 146, daarvan vers 1, 2 en 3. Prys die Heer met blye galme. Ons gaan saam sing Psalm 146 vers 1, 2 en 3 as loflied na die seën en as voorbereidingslied na ons stilgebed Gesang 6 vers 1. Maar geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20, en nadat ons na die wet geluister het, gaan ons saam sing Psalm 130. Psalm 130, daarvan vers 1 en vers 2, as skuldbelydenis uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Ons gaan sing Psalm 130 vers 1 en 2 as skuldbelydenis, en dan kan u ook die Psalm en Gesangeboek oophou by Gesang 84. Gesang 84, ek sal die verse afkondig van Gesang 84 nadat ons geloof bely het. U kan net u vingers so lank daar hou. Psalm 130 vers 1 en 2 na die wet, en Gesang 84 verse sal ek afkondig na die belydenis van ons geloof. Kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder,
dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons sing saam Psalm 130 vers 1 en 2. Geliefdes, ons lees in 1 Johannes 1 vanaf vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Geliefdes, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Ons aanbid 'n genadige God en daarom is dit 'n voorreg om ook vanoggend ons geloof te kan bely in die drie-enige God en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons sing dan nou saam Gesang 84 daarvan vers 2 en vers 8, waarna u plekke kan inneem.
Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Matteus 6. En ons is besig om nader te staan aan die einde van ons reeks oor die Onse Vader. En vandag staan ons spesifiek stil by vers 13 se eerste deel. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons lees saam Matteus 6 vanaf vers 9. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat hoor en dit in sy hart bewaar. Saam met dit staan ons dan ook stil by Sondag 52 van die Heidelbergse Katekismes en vraag 127 stel, wat is die 6ste bede? Die antwoord, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is omdat ons in onsself so swak is, dat ons nie een oomblik kan standhou nie, en daarby nog ons doodsvyand die duiwel, die wêreld en ons eie vlees nie ophou om ons aan te val nie, wil ons tog staande hou en versterk deur die krag van die Heilige Gees, sodat ons in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, maar altyd sterk teenstand kan bied, totdat ons eindelik vergoed die oorhand behou. Liefdes, kom ons word stil voor die Here en ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, hoe heerlik is dit dat ons u so mag aanroep, nie sommer net nog 'n pa nie, maar u die Vader wat verhewe is bo hierdie wêreld, wat op die hemelse troon sit en Here vir ons, u kinders, elke dag in groot liefde aansien. Laat u naam geheilig word. Laat ons u opreg ken, soos wat u self aan ons geopenbaar het, en laat ons deur woord en daad en gedagtes u naam verheerlik oral waar ons kom. Laat u koninkryk kom. Ja, vestig u self as die koning van ons lewens. Gee dat ons die wêreldse koninkryk en ons eie koninkryke sal afbreek en u koninkryk bevestig, sodat u sal heers oor alles wat ons is en het. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Here, gee dat ons minder ons eie wil sal soek, maar dat ons soos die engele wat getrou is aan u sal leef om u wil te soek en te vind in dit wat u vir ons vra om te doen, maar ook dit wat ons nie mag doen nie. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Voed ons, liggaamlik en geestelik, dat ons in die stryd van die wêreld kan staande bly. En vergeef ons sonde, soos ons skuldenaars ook vergewe. Gee dat ons die vergifnis by u voete sal soek, wat ons geen ander plek kan vind nie. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Here, laat ons opreg ons lewens weer op u kan wy. Daarom bid ons, Here, spreek u nou met ons. Breek vir ons die brood van die lewe oop. Voed ons met dit wat ons nodig het om ook staande te bly teen die versoekings wat daar buite woed. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmagd luister en werk met die Gees in ons, dat die woord op die mure van ons harte gegraveer sal wees.
Die dinge bid ons in onsself en ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, versoekings, dis oral om ons. Dis elke dingetjie wat probeer om ons te oortuig om eerder die sondes te doen as om aan God gehoorsaam te wees. In die donker tonnel van die lewe is dit 'n vaarweg flikkerende liggie wat lyk of dit vir ons hoop bring en tog is dit 'n valse lig. Dis soos die fluoresende perslig wat 'n muskiet lei na sy dood toe. So is die duiwel ook besig om in die donkerste ure van ons lewens hierdie bakens van lig op te bring om ons te probeer verlei om ons na ons dood toe te lei. Daarom lyk die sonde gewoonlik tog te lekker. Dit lyk so aantreklik, dit lyk so aanloklik dat ons dit graag wil doen. Dink maar net aan die klokkies en die liggies van die dobbelmasjiene. Dink maar net aan daardie pen van jou maatjie wat so oulik lyk en wat jy bitter graag wil hê, of dink net aan daardie man of vrou wat pragtig beeldskoon is wat by jou verbyloop om jou aandag te probeer vang. En gewoonlik gebeur hierdie dinge in jou swakste ure, in die uur wat jy weerbaar is, dan as jy geldprobleme het, lei die klokkies van die dobbelhuis op sy hardste. Wanneer jy nie 'n pen het nie, dan lyk jou maatjie se pen die aantreklikste, dan wil jy hom graag hê, en wanneer jy eensaam is, dan loop daar die vrou en man eers by jou verby en jou oog vang hulle. Dit is alles deel van die duiwel se plan om ons in versoeking te bring dat ons opstaan teen God en eerder die sonde gaan doen. Ek dink vanoggend net aan 'n sjokolade. 'n Sjokolade word gewoonlik in die helderste papier toegedraai. Dis 'n papier wat jou aandag sommer vang. As jy hom sien, wil jy hom sommer net vat om te eet. En gewoonlik aan die buitekant van daai sjokolade is die aantreklikste foto van wat binne is. Jou mond begin sommer net te water van dit wat jy sien, en dan vat jy daar die eerste hap. Jou smaakkliere gaan mal oor die soetigheid wat jy proe. Jou kop skei allerhande hormone en goed af, omdat jy so bly word oor hierdie smaak wat jy beleef. Maar geliefdes, is 'n sjokolade goed vir jou? 'n Sjokolade bevat suiker, ongesonde vette wat uiteindelik vir jou gesondheid baie sleg kan wees. Jy kan diabetes kry, jy kan cholesterol kry, jy kan 'n klomp siektes kry as gevolg van daai sjokolade. En tog lyk hy proe so lekker. En nou sê ek nie om 'n sjokolade te eet is sonde nie, maar wat ek gebruik is die voorbeeld om te sê, dit wat sleg is vir jou, dit wat uiteindelik tot jou dood kan lei, lyk baie lekkerder as die normale pad, want ek weet nie van u nie, maar 'n slaaiblaar het nog nooit vir my lekker gelyk nie. Maar vir my om 'n kwaliteit lewe te hê, om 'n gesonde lewe te leef, moet ek maar eerder die versoeking van die sjokolade verbystap, en ek moet maar eerder daardie slaaiblaar gaan eet en 'n gesonde dieet handhaaf, sodat ek lank en gelukkig kan lewe. Dieselfde beginsel kom na my lewe toe. Die sondes lyk gewoonlik baie lekker. Dit lyk gewoonlik aantreklik, aanloklik. Maar die sonde se weg lei my na die dood toe. Vir my om 'n gelukkige lewe te leef, moet ek uiteindelik teen die sondes in my lewe kan staande bly. Dink maar net aan Jesus se versoeking in Matteus 4. Die duiwel lei hom weg in die woestyn en vir 40 dae en 40 nagte vas hy. Hy eet nie en hy word honger. Ons lees van hierdie hongerte wat Jesus beleef. Nou, as ek 'n dag sonder kos gaan, is ek al honger.
Ons moet besef hoe erg dit geword het, en in daardie oomblik van Jesus se kwesbaarheid, as hy eers honger is, dan tree die duiwel op. As U die seun van God is, sê vir die klip om in brode te verander. Jesus is in sy kwesbare stadium. Maar uiteindelik is Jesus sterk. Jesus bied teenstand teen die versoeking, en hy sê, maar ek sal nie van brood alleen lewe nie, maar ons sal leef van die woorde wat uit die mond van my Vader kom. Maar wat sou gebeur as Jesus daar ingegee het tot die versoeking? Hy sou eet. Hy sou die koninkryke kry wat die duiwel hom gewys het. Hy sou aardse mag ontvang het, maar uiteindelik sou Jesus nie sy taak kon vervul nie. Jesus sou nie die kruisdood kon sterf nie, want hy sou nie meer die vlekkelose lam wees nie. As Jesus ingegee het tot die versoeking, sou ons nie kon leef nie, dan was ons op pad na die dood toe. Omdat hy teen die versoeking staande gebly het, omdat hy weerstand gebied het, roep dit ons ook op om dieselfde weerstand te bied in ons eie lewens. Ons moet skop. Ons moet oorlog voer teen dit wat ons probeer wegdryf van God af, want ons moet vanoggend mekaar eerlik wees, ons is in 'n oorlog vasgevang. Die aanval vir die duiwel is elke dag om ons besig, om ons te probeer wegdryf van God af, en hy doen dit deur die versoekings wat in ons lewens geplaas word. Ons word opgeroep om oorlog te voer daarteen. Die groot vraag is, hoe doen ons dit? Kan U dit doen? Is U daartoe in staat? Kan ek teen die versoekings in my eie lewe staande bly? Die antwoord is nee. Ons is klein, swak, nietige mense. Heidelbergse Katekismes vraag 5 antwoord dit, ons is van nature geneig om God en ons medemens te haat. My beste werk is met sonde bevlek. Paulus sê, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. As Noag en sy familie die ark uitkom, dan kyk God na hulle, en dan sê hy in Genesis 8 vers 21, die versinsels van die mensehart is sleg van sy jeug af. Van kleins af is ons geneig tot die sonde. Ons kan nie weerstand bied nie. Die kerkvader Augustinus het dit gestel, dat die mensehart is dood van die sonde. Nie siek nie, maar dood. Ek kan nie die goeie kies nie, ek kan nie kies om weerstand te bied nie. My sondige natuur is om God te haat. My sondige natuur is om die sonde lief te hê. My natuur is om vyandskap te hê. My natuur is om self God te probeer wees. En daarom is ons uit onsself uit nie daartoe in staat nie. So as ons bid, lei ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Dan vra ons God, omdat ek nie kan nie, my sterk te maak om teen die versoekings te staan. Ons moet wel daarop let, God is nie die een wat versoek nie, die duiwel versoek ons. Die duiwel is lustig, God sal ons in 'n versoeking stel om ons te probeer weglei van hom af nie. Die duiwel doen dit, want hy wil graag jou wegkry van die liefde van God af. As ons bid, lei ons in die versoeking nie, dan vra ons eintlik, maak ons sterk, dat wanneer die versoekings van die lewe teen ons deure klop, dat ons staande kan bly. Nou doen God dit, want die versoekings is baie. Ons as Christene beleef die ergste van die versoekings. Want die duiwel wil nie ons moet in God se versorging leef nie. Die duiwel wil ons wegdryf. Dis soos iemand wat daar buitekant in jou huis staan en hy wil inkom en hy klop aan jou deur om binne te kom. Iemand wat binne is, gaan nie meer klop nie. Die duiwel versoek jou, want hy probeer in jou hart in te kom.
Maar die oomblik wat in jou hart is, hou die versoeking op, want dan beteken dit hy's mos klaar daar. Maar in die 6de bede kom staan ons in afhanklikheid van God. Maak U ons sterk, lei ons nie in die versoeking nie. En hy doen dit deur ons harte te verander. Maar hy haal daai ou dooie hart, die hart wat nie vir hom kon kies nie, haal hy uit. En deur die wedergeboorte gee hy vir my 'n nuwe lewende hart, 'n hart wat gevul word met die Heilige Gees, 'n hart wat nou ewe skielik nie meer die sonde soek nie, maar die liefde van God nastreef. En die Gees werk in my, hy gee my krag, hy gee my leiding om teen die versoekings van die lewe te kan staande bly. Hy vul my lewe met die werke van met die vrug van die Gees. En wanneer die vrug van die Gees in my lewe is, dan kan die werke van die vlees nie daar meer wees nie. Dan stry ek met alles wat ek het teen die versoekinge. En dis net moontlik as Christus oorwin. Daarom sê die 6de bede nie net lei ons nie in die versoeking nie, maar ook verlos ons van die bose. Geef vir my daardie oorwinning wat U behaal het. Want deur sy kruisdood het sy bloed ons skoon gewas. Losgekoop as kinders van hom, maar deur die opstanding het hy ons verlos van die duiwel en van al die bose magte en hulle greep wat hulle op ons lewens het. Maar dit beteken nie die versoekings is skielik net weg nie. Inteendeel beteken dit, U gaan meer versoek word. Want die duiwel gaan meer probeer om U weg te lei van God af. Ons as Christene gaan die meeste versoekings ervaar. Maar deur die genade van God kan ons staande bly. Dis tog maklik om saam met die stroom te gaan. Dis lekker om die sonde te doen. Maar ons as Christene moet besef, dit is nie 'n maklike lewe nie. Maar die genade van God is groter. En omdat ek in sy genade leef, daarom kan die verdrukking, die vervolging en al die dinge van die wêreld kom. Hulle kan ons maar skiet, hulle kan ons maar vang, hulle kan ons maar spot, hulle kan maar enigiets doen wat hulle wil, maar as ons God het, sal niks ons van sy liefde skei nie. Wanneer ons daarom bid, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, dan word die duiwel en sy bose magte geneutraliseer. En dan rig ek my lewe opnuut op God. So stel dit ons in groot genade, maar dit bring die verantwoordelikheid mee. Gaan beklei in die oorlog. Gaan bied teenstand teen die versoekinge in jou lewe. Voer die oorlog, maar nie in jou eie krag nie. Doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. En dan moet ons besef, die 5de en die 6de bede staan so by mekaar. Want ons sê, bely jou sonde en laat staan, en dan sal Christus jou geregverdig wees om jou sonde te vergewe. In die 5de bede bely ek my sonde, en ek sê dat ek dit verkeerd gedoen het, ek vra vergifnis. In die 6de bede vra ek God, lei my nou nie weer daarheen nie. Gee my die krag dat ek weerstand kan bied, sodat ek ook die sonde in my lewe kan laat staan. En daarom kan ons bid, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat ons nie die stryd teen die duiwel, teen die wêreld en teen ons eie vlees alleen hoef te beklei nie. Dankie dat ons kan bid, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose en weet
dat deur die Gees wat in ons werk, kan ons in hierdie oorlog beklei teen alles wat skeiding probeer maak tussen ons en U. Lei ons daarom in hierdie week, werk in ons, dat ons ook teen die versoekings kan skop, sodat ons U opreg kan verheerlik. Here, ek bid vir ons gemeente, ek bid vir elkeen van ons lidmate, U ken elkeen van ons omstandighede. U weet die siekte, die pyn wat ons beleef, en in besonder dink ek aan die griep wat hierdie laaste tyd weer in ons dorp is. Dat U met elkeen sal gaan wat siek is, wat sleg voel. Bring die genesing wat in U te vind is, maar laat ons nie ons wil nie, maar U wil in die dinge soek, sodat ons U ook daarin kan verheerlik. Maar dankie dat ons as kerk en gemeente U genade kon beleef in die week wat verby is, en elke dag, alles wat U vir ons gee en doen, die versorging wat U vir ons bied. Here, so vra ons, maak ons kleiner, sodat U meer kan word in al die dinge. Maar ons bid dit in afhanklikheid van U, ons God en ons Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang gaan ons saam sing gesang 95. Ons gaan bid en saam sing die Onse Vader, waarna jy ook staande kan bly vir die seën. Kom ons staan en sing ons saam gesang 95, die Onse Vader. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Ek gaan sommer die geleentheid gebruik om die afkondigings te doen, aangesien ons nie 'n oralis het om bietjie agtergrondmusiek te speel nie. Geliefdes, die volgende afkondigings namens die kerkraad. In ons voorbidding dink ons aan ons gemeente en al ons lidmate, en besonder ook in ons gemeente wat die laaste tyd baie gevalle van griep beleef. Ons dink aan al ons lidmate daarin.
En dan wil ons dankie sê vir die gebede vir Woensdag en Donderdag, waar die Ring en die KKS werksaam was in die ringsgrense. Ons glo dit was positiewe gesprekke en dat dit geseënd was. Ons kan nie op hierdie stadium meer inligting gee nie, maar ek dink dit was baie positief geweest. Dan dink ons ook aan Jadien, wat besig is om weer haar visum en goed in plek te kry om Amerika toe te gaan. Jy sou hierdie week gevlieg het, maar dit het nou weer bietjie uitgestel geword, so sterkte daarmee, en as jy gaan, seën vir jou ook daar in Amerika. Liefdes, dan, Jaco en Glenmarie is vanoggend die eerste keer as meneer en mevrou De Tooy hier in die kerk. So vir julle baie geluk sê, ook met die sluiting van julle huwelik. Mag die Here julle ryklik seën en mag hy julle ook op die pad van julle lewens saamdra. En ons het al vir die ouers geluk gesê, so ons moet nou baie bietjie op 'n stadium stop, dit word nou te veel vir hulle. Geliefdes, dan vir huisbesoek buite die normaal kan jy my of die kerkraad kontak. Jy sou sien op die almanak is daar in hierdie week, ek dink Saterdag is Susters Tee geskeduleer. Ons het met die sustervergadering laas gesê dat ons dit nie gaan doen nie, maar ons stel dit uit tot die opening van 2026 en dan sal ons vir die susters sommer 'n lekker aksie daar aanbied wat saam met die opening dan gaan. Neem net kennis daarvan. Dan blomme en tee vir die maand September is week 3. Kom drink asseblief saam met ons 'n koppie koffie en kom kuier lekker saam. Verbondsonderrig les 24 open in die kerk na die erediens. En dan boodskappers is beskikbaar. Dis die boodskapper oor geloofsekerheid. Neem asseblief vir u 'n boodskapper en dan die jeugboodskapper is ook beskikbaar. Vat asseblief 'n eksemplaar en lees dit. Dis wonderlike artikels ook hierdie maand in die boodskapper. Dan kerkjaarboeke se bestellings. Die kerkjaarboek van 2026 is R165 en dan kan u so 'n bundel van die kerkjaarboek, ewige beginsels en dan herderskap vir 'n kinderhart kry vir R565. Daar's 'n besparing van R100 as u die 3 boeke dan so saam bestel. En ons vra dat u asseblief op die laaste vandag met Tanya Nel praat, dat die bestelling ook so ingesit kan word. Geliefdes, dan daar's geen verjaarsdae en geen huweliksherdenkings in hierdie week nie. Ons bid vir u 'n geseënde week toe, mag die Here u lei en vir u ook vandag die nodige rus gee vir die week wat voorlê. Seën vir u almal, kom drink asseblief saam 'n koppie koffie.